Broers en susters, ons sê baie hartlik welkom, en besonder aan besoekers, wat ook saam met ons vandag die Here aanbid. Kom ons verklaar nou dat ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Op hierdie verklaring seën die Here ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 98 vers 3 en 4. En na ons lofpsalm gaan ons geloof bely en dan volg Psalm 16, die eerste vers. Psalm as antwoord. Psalm 98 vers 3 en 4 nou as ons geloofsbelijdenis. Ons bely nou ons geloof deur die 12 artikels en daarna bely ons verder deur ons sang ons geloof in Psalm 16, die eerste vers. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Believe
Ons luister nou na die wet van die Here volgens Eksodus 20 en dan volgens Sondag 34 van ons belydenis word hierdie gebooie so ingedeel. Dis vraag 93. As daar gevra word, hoe word hierdie gebooie ingedeel? In 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, en die tweede in 6 gebooie wat ons aan ons naaste verskuldig is. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, of enige afbeelding wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dit is dan die eerste 4 gebooie wat vir ons sê hoe ons teenoor ons Here moet gedra. Nou volg die volgende 6 wat meer handel oor ons verhouding met ons naaste. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons sing van die heerlikheid van die wet van die Here, wat rein en onbesmet is, en wat die hart bekeer. Psalm 19, die 4de vers. Ons ewige en almagtige God, ons hemelse Vader, ons besef nie altyd die wonderlike voorreg om in die huis by mekaar te kan kom nie. Juis om hier as gelowiges byeen te kan wees, om te weet dat ons nie 'n eilandjie geloof het nie, en dat ons juis saam as gelowiges U kan loof en dank, en saam as gelowiges ook
juis mekaar kan versterk. En ons dankie daarvoor. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om 'n kerk gebou te hê om saam te kan wees, terwyl daar soveel ander gelowiges is wat nie so voorreg eers het nie. Ons dankie vir gesondheid en lewenskrag. Ja, selfs die mate wat ons het, selfs in ons ouderdom, dat ons nog in staat is om by mekaar te kan wees. En daarom dink ons in die besonder aan hulle wat nie net die voorreg het om hier by mekaar te kan wees nie, weens verskillende omstandighede, of wat ernstige vervolging is, of siekte, of nood. Maar ons dink in die besonder aan hulle, lidmate gelowiges wat baie ver afstande van die kerke afbly en nie die finansiële middele daartoe het nie. Ons dankie Here dat ons ook aan hulle kan dink. Dat hulle ook versterk kan word in die geloof. En dat hulle ook deur u genade en u goedheid ook versterk kan word wanneer hulle u woord hoor. Ook deur middel van die wyse waarop ons ook preke vanuit Stilbaai ook beskikbaar stel vir medegelowiges. Ons dankie Here vir alles wat u vir ons gee, vir die onnoemlike seëninge wat ons het. Maak ons opreg dankbaar daarvoor. Gee dat ons u naam sal loof en eer, want u is ons Here en ons God. Wanneer ons vreugde gee deur die geboorte van kinders, dan is ons dankbaar, want u Here, u gee lewe. So gaan die geslagte voort, waarin die verbondslyn ook baie duidelik gesien kan word. Want u is 'n God van die verbond, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat 'n ewige verbond ook met ons gesluit het. En daarom, wanneer ons dit ook in ons kinders sien, ook hierdie band waarmee u ons bind, dan al die lof en die eer aan u. Maar wanneer ons ook die hartseer ook beleef van sterwe, want Here, u gee nie net lewe nie, u neem dit ook. In u hande is alles. Dan deel ons ook in die hartseer van hulle wat geliefdes verloor. En vra ook dat u ryker vertroosting ook oor hulle mag wees. Seën ons ook, Here, in dit wat ons doen. Seën die werk in ons gemeente. Seën die werk ook, wat ook broeders wat geroep is om hier te regeer, dat u hulle ook naby sal wees en u hulle ook sal lei. Gee ook kragte, Here. Seën ook die werk van die diakens, dat hulle ook so sal werk, dat die liefde van Christus helder en duidelik na vore sal kom. Ons bid ook vir ons land in benouende tye. In tye waarin ons vinger wys. In tye waarin daar groeperinge opgestel word. Maar ongelukkig nie net in ons land nie, ook in die hele wêreld. Here, ons bid vir wysheid, vir insig. Ons bid dat u ook deur u Heilige Gees ook sal lei, ook ongelowige leiers sal lei, sodat dit wat hulle besluit tot die welwese sal wees van hulle inwoners. Dra ons dan so elke dag, seën ook die woord wat verkondig word, dat dit tot vertroosting sal wees. Ons vra dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen.
Ons skriflesing, broers en susters, is uit Habakuk. Eintlik 'n baie bekende gedeelte, die Habakuk gedeelte van vers 18. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God wat my verlos. Maar dit is nodig om regtig die totale konteks te sien van Habakuk en dan ook die besondere troos wat hierdie gedeelte gee. Partykeer word die klem net op een aspek van die troos gelê en daarom nie die volle troos wat Habakuk vir ons gee nie. Ons lees Habakuk 3. 'n gebed van Habakuk die profeet. Here, toe ek van u roem gehoor het, is ek met ontzag vervul. U dade, Here, maak dit 'n werklikheid in hierdie tye. Laat dit in hierdie tye bekend word. Onthou om barmhartig te wees te midde van ontsteltenis. Toe God uit Teman kom, die heilige van die Paranberge, het sy luister die hemelruim bedek, sy lof die aarde gevul. Skitterend so sonlig was die ligstrale uit sy hand, daarin het krag geskuil. Voor hom loop pestsiektes, op sy spore volg pla. Hy het gaan staan en die aarde laat bewe, hy het net gekyk en die nasies laat opspring. Die oeroue berge het verbrokkel, die ewige heuwels het laag gebuk. Die ewige wentelbane van die sterre behoort immers aan hom. Ek het gesien die tente van Kusan verkeer in nood, die tentdoeke van die land Midian sidder. Here, het u toorn teen die riviere ontbrand? Is die toorn teen die riviere of is die gramskap teen die see gerig, dat u met u perde op u strydwaans ry vir verlossing? U boog is heeltemal ontbloot, 7 knippels was die bevel. Verstrome kloof u die aarde oop. Berge het u gesien, hulle het ineen gekrimp. 'n donderende wolkbreek het verbygetrek. Die oerwater het sy stem laat hoor. Hoog het die son sy hande gelig. Die maan het stil gestaan in sy hoë woning. Vir die lig van u pyle wat verbyvlieg, vir die glans van u blitsende spies. In verontwaardiging stap u oor die aarde, in toorn trap u nasies plat. U trek op tot die redding van u volk. U kom tot die redding van u gesalfde. U verpletter koppe, u ontbloot die binneste van die goddelose, van die heup tot die nek. U spluit met sy knippels die koppe van sy magtiges, wanneer hulle aanstorm om my te verstrooi, wanneer dit hulle vreugde is om die weerlose in die skuilplek te verslind. U het met u perde die see getrap, daardie skuimende watermassa. Toe ek dit hoor, het my ingewande gerol. Vir die geluid daarvan het my lippe gebewe. 'n Lamheid het in my gebeente gekom. Ja, ek het daar gestaan en bewe, want ek moes wag vir die dag van benoudheid om aan te breek vir die volk wat ons aanval. Al sou vyebome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie, die drag van die vye olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie, kleinvee het die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle oor sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God wat my verlos. Die Here, my Heer is my krag. Hy maak my voete soos wildsbokke. Op my hoë plekke laat hy my loop. Ons teksverse vers 17 en tot 19, al sou vyebome nie bot nie,
daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie. Die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie. Kleinvee het die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle oorwees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God wat my verlos. Die Here, my Heer, is my krag. Hy maak my voete soos wildsbokke, op my hoë plekke laat hy my loop. Geliefde broers en susters, die boek Habakuk neem ons op 'n geloofsreis. 'n geloofsreis van intense vertwyfeling tot onvoorwaardelike geloofsvertroue in die Here. En juist daarom is hierdie boek van soveel waarde vir elke gelowige. Want wie van ons het nie al hierdie pad geloop nie? Of dalk is hier vanoggend iemand wat besig is om hierdie pad te loop. En hierdie twyfel, hierdie intense twyfeling van Habakuk loop uit op 'n twis met God. Habakuk worstel in die eerste hoofstuk met die feit dat God nie onreg straf nie. En moontlik dui dit op koning Jojakim van Juda, wat die volk afpers en onskuldige bloed vergiet, volgens Jeremia 22 vers 13 tot 17. En dan wanneer dit duidelik word in die eerste hoofstuk dat die Here gaan straf, dat hy Juda gaan straf weens die onreg, dan twis Habakuk weer met God oor die keuse van sy tegroede, want die Here maak dit duidelik, hy gaan die Galdeërs, hy gaan die Babiloniërs, gaan hy stuur om Israel te straf. Maar dan in Habakuk 3, die gedeelte wat ons voorgelees het, vind ons 'n lofsang oor die grootheid en die majesteit van ons God. Hy kom om te oordeel en niks kan sy oordeel stuit nie. En dan word hier pragtige natuurbeelde gebruik om sy koms te vertolk. Hier word gesê dat die Here kom van Teman en die gebergte Paran. In beide plekke wys in die rigting van Sinai, met die bedoeling dat die Here van sy heilige berg afkom, daar waar die Here hom geopenbaar het aan Israel en die wet gegee het. En hierdie magtige verskyning wat ons lees, ons kan weer eintlik deur die hele hoofstuk 3 werk, maar hierdie magtige verskyning van die Here laat berge verbrokkel, laat die aarde bewe, want, sê Habakuk, die ewige wentelbane van die sterre behoort aan hom. En dit beteken, die Here gaan oordeel in die natuur. Hy gaan die natuur gebruik vir die oordeel. Maar dan teken Habakuk die Here as 'n krygsman. Sy boog is duidelik, sê hy in vers 9. Die boog is heeltemal ontbloot. Hy ry met strydwaans. En daarmee teken Habakuk dat die Here gaan oordeel deur ook oorlog. En hier kry Habakuk die antwoord. Die Here kom om te oordeel, en in sy oordeel gebruik hy die natuur aan die een kant en die swaard aan die ander kant. Maar die vreugde van Habakuk is ook dat die sonde, die onreg, nie voor die heilige majesteit van die Here kan standhou nie. As ons 'n bietjie terugblaai na Habakuk 1, dan lees ons dat die Here
deur oorlog oordeel. Nou gebruik die Here, so sê hy aan Habakuk, die Galdeërs of die Babiloniërs as stigroede oor die volk Juda. Juda word in ballingskap weggevoer, maar nou lees ons ook verder in hoofstuk 1, dat die Here nie net die Galdeërs as stigroede gaan gebruik nie, maar dat die Here ook die Galdeërs of die Babiloniërs gaan straf. Die onreg wat hulle gedoen het aan volke, deur volke te vernietig en mense dood te maak. Hierdie onreg gaan ook nie voor die Here stand hou nie. Dit gaan ook nie verby nie. Onreg gaan nooit verby voor die Here nie. Onreg word gestraf. Die Galdeërs sal vernietig word. En so lees ons dit ook, want dit gebeur ook in die tyd van Daniël, wanneer die Meders en die Perse dan die Babiloniërs oordeel. Die ander wyse waarop die Here dan ook oordeel is deur die natuur. In Habakuk 3, so het ons al reeds gesien, word die majesteitelike koms van die Here in die natuur beskryf. Die koms laat die profeet eintlik bewe. Hy sidder van angs. Vers 16 van Habakuk 3 sê, toe ek het hoor, het my ingewande geril, vir die geluid daarvan my lippe gebewe, 'n lamheid het in my gebeente gekom. Ja, ek het daar gestaan en bewe, want ek moes wag vir die dag van benoudheid om aan te breek, vir die volk wat ons aanval. Jy sien dus in vers 16, al twee hierdie oordeel, aan die een kant, dit wat hy hoor van die Here se koms deur die natuur om te oordeel, maar dan sê hy aan die einde ook, vir die verskriklike oordeel wat deur die swaard gaan kom, vir die benoudheid wat gaan aanbreek vir die volk wat ons aanval, die Galdeërs wat gaan kom. Dit is dus duidelik uit Habakuk 3 dat hierdie twee elemente van die oordeel van die Here baie duidelik deur hom raak gesien word. Die Here se oordeel deur oorlog, die Here se oordeel deur die natuur. En nou beskryf Habakuk in vers 17 die gevolg van die oordeel in die natuur. Luister nou weer wat sê vers 17, want hier word nou gesê, wat gaan in die natuur gebeur wanneer die oordeel van die Here kom? Al sou die vyebome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie. Die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie. Kleinvee die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle oor sal wees nie. Die vyebome en die wingerdstokke, baie vername landbouprodukte in Palestina, lewer geen vrug op nie. Die olyfboom stel teleur, letterlik staan daar, die olyfboom lieg. Vrugteloos. Die saailande lewer niks op nie. Daar is geen veiding nie, daar is geen kos vir mens en dier nie. Daar wag ellende, daar wag hongersnood, daar is waterskaarste in hierdie besonder waterskaars land. Hierdie land bied geen toekoms vir sy inwoners nie, hulle mooiste ideale verdwyn soos mis voor die son. En nou sal 'n mens in die lig hiervan sê, maar dis totale moedeloosheid. Daar's totale uitsigloosheid. Wanhoop. Hier moet 'n kreet wees van wanhoop. 'n huil, 'n pleit. Mens verwag dit so. Maar nee. Vers 18 sê, al gebeur dit dan, nogtans
sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God wat my verlos. Jubeling in diep ellende, 'n kontras wat die wêreldling nie kan verstaan nie. 'n Kontras wat die gelowige eerder sal die Here verwerp. Is alleen 'n kind van die Here wat dit kan verstaan. Want hierdie jubel, sê Habakuk, is 'n jubel in die Here. 'n Juig in God wat my verlos. Kom ons kyk net wat hy sê, dis 'n jubel in die Here en 'n juig. Wat bedoel Habakuk met jubel in die Here? As hy praat van Here, dan is dit met 4 hoofletters. Die woord Jahwe in die Hebreëus, wat dui op ons verbondsgod. In Abraham is ons verbind aan God se verbondsbeloftes. In ons doop, wat 'n teken is van hierdie verbondsbeloftes, is ons gedoop. In die besonder in die genadeverbond, wat die Here met Abraham en daarmee met alle gelowiges, ook met ons vandag, gesluit het. En die kern van die genadeverbond, wat sê die koms van die middelaar van die genadeverbond, Jesus Christus. En is hierdie verbondenheid aan God, wat my vashou, al gebeur ook wat in my lewe. Dis hierdie verbondenheid aan die Here, waarmee ek vasbly in alle omstandighede. Want ek is verbind. Ek is verbind deur die verbond aan my Here en my God. En daarom kan Romeine 8 sê, niks, ja, niks kan my skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Maar is ook 'n jubel in die Here, want die Here is 'n regverdige God. Hy sien die onreg raak, hy sien dit wat verkeerd is. En dit is juis wat Habakuk mee geworstel het in hoofstuk 1 en 2. Ons sien dat die Here onreg straf. Daarom kan Habakuk ook jubel, al gebeur ook wat. Kan hy sê, nogtans, ondanks. Maak nie saak wat gebeur nie, ek kan jubel in die Here. Al het daar hoe groot onreg in my lewe plaasgevind. Dalk broer en suster, beleef jy dit? Dalk is jy in 'n benarde posisie of situasie as gevolg van onreg teenoor jou. Dalk kry jy nie werk nie, weens sekere onregverdige raswette in ons land. Dalk kry jou kinders of kleinkinders nie plek op universiteit of ander plekke nie weens sekere omstandighede, wette wat hulle weerhou, sekere aksies. Dalk het jy baie geld verloor weens onreg. En nou sê Habakuk, jy kan jubel. Ja, jubel met 'n traan in die oog. Want die Here sien onreg. Hy as 'n regverdige God duld nie onreg. Dalk nie in jou lewenstyd. Maar God sal die onreg straf. Daarom kan jy jubel. Want jy hoef nie
reg in jou eie hande te neem nie. Laat dit aan die Here oor. Daarom kan jy jubel. Dis wat Habakuk sê. Al gebeur dan ook wat, God sal reg spreek. Maar dit is ook wat hy sê, 'n juig in die God wat my verlos. Dis 'n vreugdekreet in my verlosser. Hy is die waarborg van my toekoms, my uiteindelike ewige redding. Dieselfde God wat tugtig, ook weens ons sonde, is ook die God wat my liefhet. Daarom lees ons in Habakuk 3 vers 13, U trek op tot redding van U volk. Verstaan U nou, en selfs in die moeilikste omstandighede kan ek jubel en juig. Kan ek jubel en juig in die God van my heil, want my oog is reg gerig, my oog is op God gerig. Maak nie saak wat met my gebeur nie, ek kan jubel en juig, want God is die een wat my lewe beheer en my lewe bestuur. Al sou onreg dan plaasvind, al sal daar ander omstandighede wees, my oog is gerig op God, want ek vind vreugde in die Here, my verbondsgod. My oog is gerig op God, sodat ek kan jubel in God van my heil. En nou kan ons vers 19 verstaan. Die Here my redder is my krag, hy maak my voete soos wildsbokke, op my hoë plekke laat hy my loop. Die Here is my krag, ek leef nie uit my eie krag nie. Die Here maak my voete soos wildsbokke. Ek loop met 'n lied in my hart, want die Here is almagtig. En die Here gee my krag, om al lê ek op die grond, kan ek weer opstaan. Sal ek weer opstaan. In alle omstandighede bly die Here my krag en my sterkte. Ek hoef nie te twyfel nie. Al sou ek alles verloor. Ek kan vra, is dit soos 'n gelowige optree? Is dit soos wat 'n gelowige sy lewe hanteer wanneer daar massiewe onreg teen hom plaasvind en wanneer daar massiewe swaar en beproewinge in sy lewe kom, selfs dat hy alles sou verloor? Is dit? Ja. Dit is, en ek wil 'n baie praktiese voorbeeld noem, wat min mense ken, min mense weet. Ek het die voorreg gehad om 'n paar maande navorsing te doen in die argief van die gereformeerde kerke in Potchefstroom. En een van die fokuspunte was die gebeure rondom die Anglo-Boereoorlog. En in hierdie oorlog is 20% van die dooplidmate van die gereformeerde kerke in konsentrasiekampe dood weens siekte en wanvoeding. Plase is afgebrand. Huise met meubels afgebrand. Al die beeste en die skaap is gedood. Voer is vernietig, verbrand. Kos is vernietig. Dit was die sogenaamde verskroeide aarde beleid van die Engelse. As mense sou sê volksmoord, dan dink ek, as dit nie is nie, kom dit so baie naby daaraan. Wat 'n massiewe onreg wat gepleeg is. En toe het ek die voorreg gehad om die eerste notules van die vergadering na die oorlog te lees van kerke en kerklike vergaderings. En ons sou verwag dat daar skerpte velde getrek sou word teen die onreg wat plaasgevind het. Maar jy kry dit nie. Ek kon dit nêrens in 'n notule kry nie.
dat daar petisies opgestel word en haat en nait teen die Engelse opgeblaas is nie. Wat ek wel gekry het, was 'n diep gelowige aanvaarding van ons voorouers, dat hulle dit as die lot van die Here aanvaar het, dat dit oor hulle gekom het. Dit het gebeur. Hulle het nie die Engelse geblameer, ook nie 30 jaar na die Anglo-Boereoorlog, die Engelse geblameer vir hulle situasie. Maar hulle het geweet die Here gaan hulle weer oprig en die Here gaan hulle weer krag gee. En hulle het dit gedoen, self opgebou, oplossings gevind vir die vraagstukke van ons land. Paaie is gebou, treinspore is gebou, damme is gebou, munisipaliteite het reg gefunksioneer soos 'n munisipaliteit moet funksioneer. Hoekom? Want hulle oog was reg gerig. Hulle krag wat hulle gevind het, was by die Here om alles weer voort te gaan. Hulle het nie probeer om op haat en nait te teer nie, maar om op die Here te vertrou. Dalk 'n goeie les vir ons vandag. Want broer en suster, as jy die nogtans reg verstaan, as jy die nogtans reg verstaan, dat jou oog op die Here gerig moet wees, op die Here en op jou God, dan alleen kan jy juig en dan alleen kan jy jubel in die moeilikste omstandighede, selfs al kom daar siekte, selfs al kom daar die moeilikste beproewinge, die hartseer van alleenheid in jou verlange na geliefde. En op hierdie manier, omdat ons oë reg gerig is, gaan ons die toekoms tegemoet, nie met vrees en bewing nie, maar in ons volle vertroue in ons verbondsgod. Want in hierdie vertroue kry ons kinders, maak ons kinders groot, doop ons kinders. Want ons weet, die toekoms is nie in ons hande nie, maar in die Here se hande. En so gaan ons ondanks teleurstellings, ondanks die donkerheid van onreg in my lewe, elke dag met vreugde tegemoet, want ek weet die Here is meer as goud en grond. Ek weet die Here is meer as vriende en voorregte. Ek weet die Here is meer as alles. Hy is meer as hierdie aardse lewe. Hy is my verlosser. Hy versoen my sonde. Hy is die ewige lewe. En hy sê, ek is jou God. Ek is jou redder. As swaar kry en onreg dis oor jou gaan, kyk dan weer uit hierdie hoek na Habakuk en sê saam met Habakuk, jubel, juig saam met hom, my God is my redder, my Here is my sterkte. Amen. Kom ons dank saam. Die woord, o Here, gee vir ons so helder lig, duidelike lig hoe ons lewenspad moet rig. Gee vir ons hierdie perspektief. Gee vir ons dat ons oog altyd op U gerig sal wees. Want ons kyk so baie keer vas teen die omstandighede, dat ons so min U bo alles raak sien. En ons hulp en ons krag en ons leiding van U vertrou. Here, gee vir ons hierdie krag. Gee vir ons die moed om op te staan, vorentoe te gaan, ons roeping uit te leef, tot die eer en verheerliking van U naam. Amen. Ons sing nou saam skrifberuiming 74 of skrifberuiming 14:2.
is die beruiming van ons teksvers, Habakuk 3, vers 17 tot 19. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.